Hallo almal, Skoot sê so. Ons praat Afrikaans vandag want ons wil praat oor die enigste boek wat ek ooit in Afrikaans geskryf het en eintlik is dit ook nie heeltemal waar nie want die boek was eers in Engels geskryf en toe is dit vertaal na Afrikaans. Op die aandrang van 'n groot klomp mense wat graag die boek in Afrikaans wou hê. En dit is gewetenlose strate, lewe in die apartheidspolisie. Nou basies is dit 'n baie lang boek, is seker 550 blaaie. Daar is selfs 'n paar foto's in hom. Nie baie nie. Ek dink omtrent 5 of 6. Daar is nie werklik foto's van my wat bestaan nie. Het eers hier op, ek wil sê in my 40s, 50s, het daar eers foto's van my begin ontstaan waarvan ek weet. Maar in elk geval, om 'n lang storie kort te maak, ons het eers ek het eers die boek in Engels geskryf, Mean Streets, Life in the Apartheid Police, boek 1 en 2. En selfs dit was op 'n stadium eintlik 1 boek gewees en toe het ons dit verander na 2 boeke want dit was bietjie lank. 550 blaaie vir 'n boek is nogal lank. Maar aan die ander kant, jy weet so altyd vir ouens sê, hoe som jy nou 6 jaar van jou lewe op? En die boek gaan baie as net my tyd in die SA polisie mag. Dis 'n baie baie kyk ons kyk ook na goed soos wat sê die reg. Jy weet, daar is altyd hierdie ouens wat dink die polisie in daai jare kon gaan doen net wat hulle lus is. Kon die ouens maar bietjie boelie of bietjie trap en verneder en ek is seker sulke goed het seker gebeur, maar jy weet, dit as jy gevang is om sulke goed te doen, het jy groot probleme gehad. Waar daar nie doekies omgedraai word nie. As jy gevang is dat jy ou geslaan het of geboelie het of gevloek het, of jou pistool op hom gerig het, of hom doodgemaak het, of 'n vrou verkrag het, of enige iets, weet jy, as jy gevang is in daai jare met daai goed, kom daar hofsaake, tronksake, dis lelik. So ja, daar is 140.000 mense in die SAP gewees op daai stadium. Ek is seker daar is ouens wat bietjie, miskien rammetjie uitnek geraak het. Dis jammer as so iets gebeur het, maar oor die algemeen dink ek die polisie was 'n hoogs gedissiplineerde mag. En dit het begin met die opleiding, maar my storie begin eintlik voor dit. En alles wat ek nou vir julle sê is nou ook in die boeke natuurlik, in die boek. Ek het groot geword in 'n gewone Afrikaanse gesin, jy weet, maar middelklas mense. My pa was 'n streekslandros, my ma was 'n sekretaresse of 'n ding as sy gewerk het. Baie goeie mense, baie goeie huwelik gewees daar. Ek kan nooit onthou wat my ma en pa ooit baklei het voor my nie. Hulle was nooit kwaad vir mekaar nie. Hulle was, weet jy, gelukkig getroud vir 36 jaar, dink ek. Tot my pa dood is, of 34 jaar, ek is nie doodseker nie. My pa is op 'n jong ouderdom dood, hy was 58, met ander woorde wat ek die jaar word. En was baie sieklik hier teen die einde. En my ma is so 2-3 jaar terug dood as gevolg van die snotsiekte wat jy nie eers die naam kan noem nie. Ja, sy was ingespuit 2 keer teen my wense, maar nou ja, die goed gebeur nou maar, dit het gebeur en sy was daarom al in haar 80's. En so ek kan ook nie meer haar vra presies wat gebeur het in daai tyd nie, maar ek was die jongste kind en ek was een wat begin lees het op 'n baie jong ouderdom, seker 5. Ek dink ek my eerste 100 bladsye boek gelees op die ouderdom van 5. Miskien 6, maar ek onthou dit was 5. En is natuurlik die skool toe, maar omdat my ma 'n staatsamptenare was, het ons al baie rondgetrek. En ek was in 'n klomp verskillende skole wat nie 'n goeie ding is nie. Nie as jy 'n bril dra. Jy weet, kinders is maar haatlike goed soms. En as jy 'n bril dra, jy weet om teen maar die geboelie vat van jy word wat glasloerende insek of iets in daai lyn. Ek onthou ook natuurlik naar kotse. Ja, dit kan lelik raak vir 'n kind as jy elke jaar by 'n ander skool aankom. So jy moet maar baie vroeg leer om te begin vuislaan as dit moet, en natuurlik jou onderwysers. Ja, ek het nou nog nooit 'n onderwyser ontmoet wat my vreeslik beïndruk nie, moet ek nou by sê.
Ek het hulle dom gevind eintlik. Ek het gedink die onderwysers val op geskiedenis. Op geskiedenis was ek ontsettend goed. En ek het werklik baie gelees. En wat ek lees onthou ek. So my kennis op geskiedenis, nou nie op alle geskiedenis nie, maar militêre geskiedenis was heel wat meer as wat ek dink die onderwysers het was. En ja, het was nie vreeslik beïndruk nie, dat ek dit so sê, en ek het ook nie uitlik moeilikheid van hulle gehad nie, maar deels omdat my pa, ek wil sê, man was wat sy kinders sou beskerm. Ek dink die weeshuiskinders en die arm kinders het baie meer geboelie op skool as wat ons geboelie is, wat ek geboelie is. Maar dit is, ek dink, waar dit begin het, om te dink in terme van jy moet eintlik jou mense beskerm. Jy kan nie werklik stil bly as daar 'n onreg gepleeg word voor jou. Jy moet begin, jy weet, optree. En die ander ding ook is, ek het baie vinnig besef, ek stel nie eintlik belang in rugby en cricket. Ek het dit gespeel, nie baie goed nie, baie sleg. Maar dit was nie vir my belangrik wie is in die eerste span en wie is en ek was in die eerste spanne. Wie het nou vir wie opgevryf daar by die fliek. Dit is my kindersnot gewees. En ek sê hierdie goed, want deel van 'n polisieman se manier van kyk is maar 'n redelike alleenwese. In die sin van jy word opgelei en jy word alleen op die vang waar jy ook al is. Saam met 'n makker natuurlik word jy ingestuur om 'n sekere situasies te gaan beredder of ontlont of op te tree as dit moet. So jy het 'n baie meer individuele uitkyk as wat ek dink al in die weermag is. Nou, toe ek in die Caprivi was in Katima Bolelo op skool, dink dit was so 77, 78, ons is al weg net toe, seker 'n maand of 'n week of iets voor daai vreeslike insident waar die 10 manne dood is. Ek dink ons het 'n dominee hier gehad, 'n kapelaan wat gepraat het daaroor, julle weet waarvan ek praat. Daai aanval was natuurlik 'n weerwraak gewees vir wat gebeur het by Kasinga. Maar Kasinga is baie interessant en ons gaan nog mense kry om ons te praat op Legacy ook al oor. Nou goed, as jy nie weet wie's Legacy nie, laat ek net vinnig verduidelik, en as jy weet, vergewe my, ek weet nie presies wie kyk wat se video's nie, ek weet eers wanneer jy hierna kyk nie. Maar Legacy Conversations is 'n ander kanaal wat ons het op YouTube, is ook op Rumble en is ook op Odyssey. En die Odyssey en Rumble kanale het eintlik meer video's as die een op YouTube, want daar is sekere video's wat ons eenvoudig nie op YouTube kan uitsaai nie, want hulle sal ons verban. Weet, as jy enige iets sê wat hulle nie van hou nie, en dis hulle reg, dis hulle platform. Dis natuurlik fasisme, nee, ek verduidelik dit in 'n ander boek van my, wat is fasisme? Ja, ek skryf in heelwat boeke daaroor, ek het meer as 60, 65 boeke geskryf in my lewe. So, ek sê, daar is een spesifieke boek, Oath of Evil, The War on Protestantism, en ek noem hierdie boek in elke van hierdie video's wat ek maak, want ons altyd raakpunte met daai boek, want ons kyk na profesie, ons kyk hoe die Bybel sê wat vandag gebeur, en baie, baie interessante dinge wat daar uitkom. Maar is natuurlik ook 'n boek wat, soos hierdie een, geweldig baie nonsens en aandag trek en vyandskap veroorsaak. Ek onthou met hierdie spesifieke boek, net die naam alweer, apartheidspolisie, mense was heel opgestook, en hoe durf jy nou so iets doen? Ek weet die probleem is, mense weet nie eintlik waarvan jy praat as jy praat van die Suid-Afrikaanse polisie mag. Nou vir my is die woord mag ontsettend belangrik, want ek was nooit in die SAP diens nie, en ek raak skuins beneek as 'n ou by my aankom en hy sê hy was in die mag as hy in die diens was. Hy kon in al twee gewees het, maar hy het baie definitief onderskei wat is wat. Want die diens in my oë is soos baie van julle dink van die nuwe weermag. Julle dink nie veel van hom nie. Julle het redes hoekom julle dit sê, en ek het goeie redes hoekom ek niks dink van die SAPD nie. Maar terselfdertyd moet ons ook sê, daar is baie goeie ouens in al twee, nie? Daar is baie goeie ouens in die nasionale weermag, en daar is baie goeie ouens in die diens. En daar staan 'n klomp slegheiders, dis ook so. Tussen die twee was die SAP was baie meer militêr paraat. Dit was 'n semi-militêre organisasie.
paramilitary, dis hoe die ouens dit noem in Engels. En manne, as ek nou hier en daar nou 'n Engelse woord gebruik, vergewe my huistaal is nie Afrikaans meer nie, dis Frans en Engels. Frans as Rebecca al vererg het vir iets wat ek gedoen het, en dan so sy sommer skielik in Frans begin praat, en gewoonlik te vinnig, dat ek net hier en daar 'n woord verstaan, en al wat ek weet om te antwoord is wie, beteken ja, en jy weet nou maar iets sê van amor en so, en dan werk dit nogal mooi uit. Maar daar's, wat ek wil sê, is dit is nie so normaal vir my mee om Afrikaans te praat nie, so vergewe my as ek dit verkeerd praat. Maar dis maar 'n storie gewees, jy weet, in die Kaprivi, daar was baie weermagmanne daar, was polisiemanne daar. Van die polisiemanne was natuurlik in siviele drag, hulle was daar as veiligheidstak ouens. Hulle het ons nie veel gesien of gehinder nie. Die skool waarby ons was 'n goeie skool, vreemde skool uit, hy het dieretuin gehad daar waar jy moes kyk. En dan het hulle ook nou, as jy nou goed gedoen het op skool, en ek het goed gedoen, het jy 'n klippersent gekry. Jy kom met die ding speel vir so rukkie, dan moet jy hom teruggee. En as jy nou nie verstaan hoekom dit nou snaaks is nie, daar is nie klippe in die Kaprivi nie, slip en sand is, soos seesand. So ons het groot pret gehad daar met die weermagmanne, en almal, maar die uitkyk vir my was gewees dat die polisiekonstabels het vir my gelyk na harde ouens. Dit was ouens aan hulle kamoufleerdrag, gewoonlik met 'n R1, of so 'n soort van 'n HMK tipe ding wat die sersante gedra het. Maar dis ouens met sulke wilde snorre, party van hulle het sy camos was al bietjie amper wit. Kon sien hierdie is 'n ou bosaap, jy kon ook sien daar is 2 verskillende camos gewees. Kamoufleerdrag. Die een lyk anders as die ander. Die eerste een het gekom uit die Rhodesia se tyd uit, wat natuurlik daai jare nog steeds bestaan het. En die ouens het vir my hard gelyk, jy weet, hy het 'n snor gehad, en 'n hond, en 'n wolfhond wat daar saam met hom rondsluip, en jy kon sien hierdie is nie ouens wat laas jaar op skool was nie. Miskien was van hulle, maar hulle het hard gelyk. En ek het altyd 'n geweldige belangstelling gehad in die militêr, en al militêre geskiedenis. Hoekom ek nou weer eens sê, ek het die onderwysers nogal gevind as ouens wat nie veel weet nie. Dit is nog steeds my opinie. Miskien is ek reg, miskien is ek verkeerd, wat ook al. As jy 'n onderwyser was en jy het 'n storie om te vertel, kom na Legacy, ons sal jou help, sonder om eerlik met jou te wees. Ek wil graag jou storie hoor. Daar was baie onderwysers wat eintlik diens gedoen het as onderwysers. En die meeste van hulle, dink ek, het uit die oudskooling gekom, uit die jails kursus. En hulle het natuurlik oorgegaan in die kadetkorps en in die skole, maar daar het ek hulle uiters slap gat gevind. En ek sê dit ook in die boek. Ek skryf nie boeke om mense te beledig nie, maar as ek 'n gevoel het oor iets en ek kan dit staaf, weet jy, dan gaan ek dit sê. En as jy nie hou daarvan nie, weet jy, dis ook reg. Ons hoef nie altyd ooreen te kom nie. Maar dit het ook maar afgehang van wat se skole jy was. Ek meen, party van die Engelse skole, daar waar ek nou amper matriek geskryf het in King Williamstown by 'n plek met al van die Vosmaland. Geen tyd vir daai skool of sy onderwysers of iemand van hom nie. Daar was ook 'n skool gewees nou van Dale College, wat nog steeds bestaan, hy is daar. Ek weet nie waar is die Vosmaland nie, ek gee ook nie om nie. Maar die Dale College ouens, met al hulle slapgatheid en alles, was baie goed op die kadette. En die rede daarvoor is, baie van die Engelse half-privaat skole, jy weet, hierdie colleges en goed, het werklik die moeite gedoen om 'n ou, sê nou maar 'n ou van hulle, ek sê nou wagoffisier, maar is eintlik 'n guards officer, is 'n elite regiment wat hulle van Engeland af sou daar hê, om die ouens te leer drill en so. So baie van hulle baie goed gedoen. Hoe goed hulle nou was in die weermag self, dit weet ek nie. Die wat polisie toe gekom het was, alright, daar was niks fout met hulle nie. Hulle was, behalwe hulle nou van Durban af was almal 'n klomp K-makers. En dan het jy nogal
maak nie saak op wat se kursus jy is in die polisie nie, as jy nie aandag skenk nie, of jy dink jy's 'n bietjie rammetjie uit, ek kan net maniere om met jou te werk. Gewone push-ups, daai tipe ding wat daar nog gebeur. Straf PT, daai goed het ook gebeur. In die polisie college byvoorbeeld, ons het dit op Legacy gesien, die vrouens, die meiskind studente konstabels, hulle is almal geweeg soos jy 'n koei sou weeg of 'n slagskaap. Elke week is hulle geweeg, en ek wil ook sê, daar was nie iets soos 'n vet konstabel of 'n vet mense in uniform in daai jare nie, dit het nie bestaan nie. Ek weet vandag is dit anders, die mense kyk daarna met groot minagting. Ek verstaan dit. Ek dink nie iemand wat oorgewig is moet in 'n uniform wees nie. Jy moet daarom ordentlik lyk, en jy moet manlik lyk, en as jy vrou is, moet jy vroulik lyk. Daar was natuurlik nie iets soos lesbiers en homoseksueles en goed amptelik daar nie. Daar was nie amptelik natuurlik. In 'n organisasie so groot soos daai met 140,000 mense, gaan jy natuurlik gaan jy sulke mense vind. En dan was daar ook, die polisie het sy eie taal gehad, jy weet. Praat van Fadoke, en die Fadoke is nou die tiksters en die goed wat daar werk, die siviele mense. Wonderlike tannies wat daar was altyd, weet jy, hulle het die systeem geken. En as jy iets moes organise, iets moes organiseer iewers, sy telefoon op en sy bel haar maatjie by hoofkantoor of by die distrikskommissaris, distrik DK, en dit word gereël. Dis maar hoe het gewerk het, maar dit natuurlik ook beteken en dat van die ouens wat uit 'n polisie familie kon baie lekker vir hulle self goed reël. En dit is so in enige organisasie, nie noodwendig korrupsie nie, dis so het werk. Maar dit sou nie ver gebring het nie, het sou miskien 'n deur oopgemaak het, maar jy moet nog steeds, as jy sê nou maar by die spesiale tak mag wel aansluit, moet jy nog steeds 'n jaarkering kan doen. Ek het nooit, so ek wil nie mense moet dink ek sê ek is iets wat ek nie is nie. Wat ek probeer sê is, dit was, ja, dit kan vir jou 'n deur oopmaak as jy 'n paar kolonel of 'n ding is, of 'n generaal of 'n brigadier, maar dit gaan vir jou nie veel verder vat nie. Aan die einde van die dag moet jy dit self doen. Ek het nou al stories gehoor van die volkskarremanne wat vir my sê, daar is ouens wat se paal hoë offisiere was, ek gaan nie rang sê nie, maar baie hoog. En die mannetjie en 'n paar van hulle is eenvoudig deur die hele volkskarm kursus as gevolg daarvan. En hulle het uiters swak offisiere geraak daarna. Ek weet nie of dit so is nie, dis wat die manne vir my sê. Ek weet in die polisie het ons slapgatte gehad, maar ek wil ook dan by sê dat dit sou 'n enorme fout vir jou gewees het om te dink jy gaan die army job hou en dan kom jy polisie toe. Nee, dit sou nie vir jou uitgewerk het nie, maar dit hang af waar en wanneer en wat se eenheid. As jy nou was by die eenhede waar ek was, meestal die blitspatrollie in Pretoria en SAP-10, in 'n urgensie. Jy weet, die blitspatrollie is jou kans om in 'n skietgeveg te wees 1 keer 'n week, feitelik gewaarborg, of wat julle sal sê 'n kontak. En dit is natuurlik ook so dat die polisie groot sukses gehad het op die grense, oral, Suid-Afrikaanse grense, die grense teen Angola, oral, maar die ouens het hulle goed gedoen. Anders as wat die weermag gedoen het, natuurlik, dis 'n heel ander organisasie, en weer eens verduidelik, jy praat van 'n ou wat anders opgelei word, en hy het 'n ander individuele uitkyk op die lewe, baie meer individueel as die weermag, is wat ek gevind het. En die opleiding was goed, en die opleiding was straf. As jy in die polisie college aangekom het Ziggo-rol te doen gehad met die polisie akademie flieks, die police academy, ek weet nie of julle dit onthou nie. Was sulke flieks gewees, het was, die eerste een was snaaks, die tweede een en derde een was om 'n pot stot, en die res kyk jy nie eers nie. Maar dis Hollywood vir jou, hulle moet mos altyd iets herhaal om geld te maak, tot hulle om holrig gery het en iemand meer kyk nie, en dan wat sien nie so ding wat hulle doen, hierdie woke nonsens. Ek het vir jou uitgewerk, hè? Ja, het nie vir jou uitgewerk nie. Mense is oor die algemeen nie lus vir twak nie, en jy het dit baie vinnig in die polisie agtergekom. As jy jou deel gebring het, is daar plek vir jou. As jy nie jou deel wil bring nie, daar is maniere om met jou te werk. En die dissipline was baie sterk. Selfs al sou jy in 'n later stadium nou meer die ouens begin ken, jy weet, jy is nie meer in basiese opleiding nie, was daar nog steeds
'n geweldige respek. Jy sou nie sommer die offisiere, daarmee bedoel ek luitenant en hoër, het nie maklik gemeng met 'n onderoffisier of die junior rang nie. En ek het dit verkies so, ek sê die belangstel met 'n offisier praat. Hy sit in sy kantoor en lyk mooi. Is nie altyd so nie, hoor. Baie van die offisiere was uit op die strate self, maar sy werk was om 'n offisier te wees, met ander woorde om te manage. Hy was 'n bestuurder. Hy is nie meer die ou op straat wat vuislaan en die polisie arresteer en die skurke en die boewe en die terroriste. Hy's bietjie verder weg. Maar hulle het baie goeie werk gedoen, het groot respek. Baie van die senior offisiere het natuurlik grade gehad. Alle offisiere het of 'n graad of 'n diploma gehad in daai jare. Jy kon ook nie net 'n offisier word nie, jy 2 jaar op 'n rang bly. Dit sou jou 6 jaar vat om 'n offisier te word. Tensy hulle jou nou ingesleep het van iewers af. Maar dit was selde. En daar was baie ouens wat hulle diensplig eers gedoen het en toe polisie toe is. En hulle was baie positief oor albei gewees. Hy kon dalk 'n luitenant gewees het in die weermag, maar hy's 'n konstabel in die SAP. Hoe hulle dit nou presies hanteer het, weet ek nie, maar dit het niks weggevat van die ouens nie. Ek sê hierdie goed, want jy weet, daar's 2 dinge wat my irriteer uit die volksmond oor die SAP is, dat in die eerste plek, jy gaan SAP toe om jou mee te jip, jy is idioot as jy dit probeer. Want jy werklik, so ek reeds vir jou gesê het, jy is 'n baie groter gevaar, meeste van die tyd. En die neekry daar is ook, jy kom terug van die grense, wat ook al grense dit is, of in die onluste of wat ook al, waar jy in groot gevaar is. En nou is jy net soveel in gevaar, want jy is besig om 'n skurk te jaag of 'n boef wat 'n bankroof gepleeg het, of jy het 'n terroris vasgekeer iewers in 'n gebou, of iets, jy verstaan wat ek bedoel. Dit is nie 'n gevaar lose werk nie, dit is 'n werk met baie gevaar. En as jy nou nie die gevaar wou gaan doen nie, en jy wou nie vir jou land gaan baklei nie, wel weet jy, SAP is nie 'n goeie keuse nie. Om eerder jou goedjies vat en hardloop Engeland toe, want hardloop Engeland toe gaan word 'n takhaar daar en kom terug en word 'n minister van justisie of iets, whatever. Ek sê nou net sommer. Die tweede ding is die storie dat jy kon mense doodmaak en anderhand net soos jy lus is. Dis totaal nie die waarheid nie. Dit is heeltemal weg van die waarheid af. Maar ek is seker jy het gesien hier en daar klap 'n polisieman 'n ou onder sy kop uit. Daar's gewoonlik goeie redes vir daai tipe goed. Jy weet nie wat daar gebeur het nie. Die ouens praat ook van ouens as gemartel vir bekentenisse. Ek sê dit het nooit gebeur nie. Goeie spelers het almal geweet hoe om ou te kry om te praat. Maar ek wil ook net iets by sê hierso. Daar's 'n verskil tussen 'n ou wat jou gaan wys waar hy die lijk begrawe het, want hy het die misdaad gepleeg, en die ou wat jou nie die lijk gaan wys nie, want hy het dit nie gedoen nie. So as jy die ou het en hy wil nie vir jou sê waar hy daai kind begrawe het of iets nie, en nou rukkie wil hy vir jou sê en hy's in staat om vir jou te gaan wys, dan moes hy iets te doen gehad het daarmee. En dit het die bekentenisse oorgespoel na die hof toe. Maar dit is nie meer so vandag nie. Vandag selfs al gaan wys jy die ou waar jy die kind begrawe het of wat jy ook al gedoen het, gaan dit nie gesien word as 'n misdaad, as 'n bekentenis nie. Dit is nog steeds 'n misdaad, maar die polisie moet dit dan op 'n ander manier bewys. Dit is ook so dat jou beste spelers gaan vir jou reguit sê, ek het nie nodig gehad om ou te martel. Ek is goed in wat ek doen. Ek het die getuienis, ek het die forensiese getuienis, my dossier is reg, my ou. En daai ou kan maar hof toe kom. Dit was jou beste spelers. Die ouens wat die tube getrek het en 'n klomp ander dinge daar, en daar was allerlei dinge. Weet jy, dit was eintlik maar die minder goeie spelers en dit het ook nie baie lank gehou nie. Maar onthou net, jy werk met 'n krimineel, harde ouetjie, of jy werk met 'n terroris, 'n opgeleide ou. En dit was ook die verskil tussen 'n terroris en 'n krimineel. Die krimineel is bereid om weg te hardloop, borskote op jou skiet en hy hardloop. Terroris doen nie dit nie. 'n Terroris hou aan skiet en hy kom nader aan jou. Hy wil vir jou doodmaak. So jy moet baie vinnig besluit waarmee jy werk en waarmee jy nie werk nie. En dis die ander nekery in die SAP daai jare as jy op straat was, en ek was wat jy noem 'n straatpolisieman, met ander woorde 'n street cop. Nooit in 'n kantoor gesit en mooi lyk nie. En ek praat van die plastiek polisiemanne ook. Jy sal vind in die boek, weer eens, daar was 'n taal gewees, die vaddoeke, die straatpolisiemanne, die
plastiek polisiemanne, die dapper 1000, die simpel 60. Dis onderste eenhede waarvan ons praat. Goeie mense hoor, eers hulle het dan goeie werk gedoen. En dan was daar natuurlik die roomhuisvreters, en dit is nou die blitspatrollie. Die ding is, ek sal nou sê, kom ons by daai naam gekom het, ek wil net sê, jy moet binne 'n halwe sekonde moet jy besluit of jy daai ou gaan skiet en of jy hom nie gaan skiet nie, of wat jy gaan doen, en die hof het baie jare om te besluit of jy reg of verkeerd was, en daar is ouens eintlik tronk toe, onnodiglik in my oë waar hulle oordeelsfout gemaak het. En soos jy kan dink, as jy in die tronk is as 'n ex-polisieman, is nie 'n goeie plek om te wees nie. Dit is baie sleg. Maar ja, daar was ouens wat jou werklik laat skaam kry. Maar ons het hulle uitgewerk en probeer arresteer en gedoen het wat ons kan. Maar uit 99,9% was goeie manne en vroue wat jy kon vertrou op daai stadium. Ek weet daar sal ouens wees wat my lag. Maar weet jy, as jy die boek lees, jy sien daar's baie meer lyding wat sy woord waar die polisiemanne, ons arresteer byvoorbeeld 'n ou in die kleerlinggemeenskap. En die mense staan en klap aan, hulle is bly ons is daar. En hulle is bly dat ons hier die boef gevat het daar uit die strate uit. Jy weet daai tipe dinge. En 'n polisie maak werk ook natuurlik op jou bronne. So as hy nie vertrou word nie, dan het jy eintlik nie 'n polisie maak nie, jy het horrible ding daaraan. En dit is een van die redes wat ek ook die boek geskryf het, is, en ons moet vir hierdie leuns, jy weet, die takhare en die goed na die tyd begin skryf het. En ons werk dit teen in die boek, want ons praat eenvoudig die waarheid, dis soos op Legacy, ons vertel ons storie, en dan sal mense agterkom, en dit wat jy altyd gehoor het en gelees het, is nie die waarheid nie. Nou die blitspatrol, die ouens, die ijskreameters, roomhuiseters, ek het nie baie gehoor dat hulle dit sê nie, hoor, het 1 of 2 keer. Maar daai ouens was 'n bietjie anders gewees. Jy's nie op die stasie nie, jy's bo. So met ander woorde, jy gaan slegs na ernstige misdaad of terrorisme. Met ander woorde, daar 'n skietgeveg iewers plaasvind, of daar's 'n moord wat plaasvind, of daar's 'n huisbraak wat plaasvind. Hoekom huisbraak? Want ek weet nie wat daai krimineel gaan doen binne die huis nie. Jy kan dalk daar lê en slaap, en nou kom hierdie ouetjie oorval jou, verkrag jou, martel jou. Mense, jy weet dit, ek hoef julle nie te verduidelik van misdaad in Suid-Afrika nie. Dit is iets verskrikliks, dit is ongelooflik sleg. En dan praat jy nog van die plaasmoorde, en alle moorde is sleg. Is een ding wat mense nie op TV sien nie, jy weet, hy sien nie die, jy sien nou die lijk daar lê, jy sien nie die bloed nie, jy ruik nie die bloed nie, dis die ding, jy ruik bloed, jy ruik die lijk. As daar 'n verkrachting was, kan jy die semen in die goed ook ruik. Jy sien die skok in die mense se oë. As daar 'n kind is wat verkragt is daar bloed wat teen die bene afloop. Die liggaam is nie gemaak vir 'n man se ding om, jy verstaan wat ek bedoel. Mense, dit is 'n harde lewe. Jy werk met die skuim van die lewe, die skuim, sê ek vir jou. En jy sal nie glo die wreedheid van die mense is iets verskrikliks. So die polisieman word hard, hy word baie hard, en as regtig, hy begin mense wantrou ook, hy glo nie in die goedheid van mense nie. Ek doen glad nie. Ek dink almal is sleg, en hy is sleg gebore in sonde. Hy sê hy is gemaak in sonde nie, dis nou iets anders nie. Maar hy is gebore in sonde, en tot hy sy lewe gee vir die Here, en hy verander, en hy begin die 10 gebooie nakom, so ver soos 'n mens kan, as hy 'n sleg eter, en hy gaan doen whatever hy doen. Nou, dis 'n baie nou uitkyk op die lewe, maar dit werk vir my. Ek sê nie, ek is altyd reg nie, ek dink daar is baie mense met goedheid in hulle. Die Jode het 'n ander manier hoe hulle daaraan dink, hulle sê jy kan of goed of sleg wees, dis jou keuse. Dis waar, daar's ander uitkyke ook, maar vir my, wat ek gesien het in die polisie in die 6 jaar wat ek op straat was, is
enigiets wat jy dink wat sleg is en wat lelik is, sal gedoen word. Dit is net ongelooflik. Maar die blitspatrolle het begin om vinnig op 'n toneel te kom. Met ander woorde, nou het jy hierdie krimineel, hierdie boef wat nou inbreek by jou huis. Soos ek sê, ek weet nie wat hy daar wil gaan doen nie, so jy moet baie vinnig daar kom. Die vraag is, gebruik jy jou sirene of gebruik jy nie jou sirene nie? As jy jou sirene gebruik, dan kan jy die ou waarsku, want jy hoor dit etlike kilometer ver, is baie hard. Maar dan kan hy weghardloop en dan kan jy hom nie vang en dan kan hy weer moeilikheid maak. Of jy kan daar aankom sonder jou sirene, is bietjie stadiger, maar jy kan hom dalk vang. Soos die Engelse sê, red-handed en dan het jy vol. En ons het nie gedink aan die howe, moet ek vir jou bysê, as vriende van ons het die howe gesien as ons vyande. Hoekom? Want jy het die krimineel al weet, jy het hom gevang, jy weet hy skuldig. En dan kom daai slinkse skyn van 'n prokureur daaraan. Nou, prokureurs is noodsaaklik, ek sal was hier. Is noodsaaklik en dan kom uit 'n familie van regsgeleerdes. Aan die ander woorde, pa, broers, ex-broer, neef, whatever, almal is advokate, slim ou. Maar ek kon nog nooit verstaan hoekom hulle ten alle koste hulle kliënt wil onskuldig kry. Want jou werk is nie om dit te doen nie. Jou werk is eenvoudig om sy saak voor die hof te stel en die hof sal dan besluit of iemand skuldig of onskuldig is. Volgens sekere reëls wat jy noem die strafprosesreg of bewysreg en al daai goed. Jy leer dit in groot detail in die college. College is baie so skool. Jy loop klas en dan het jy klasse in selfverdediging, dan het jy klasse in skietkuns, medies, derde rangse noodhulp, nie eers eerste rangs nie. Drol, baie drol, jy weet sulke goed. En ja, as jy uitkom by die college, as jy fiks en jy's jonk en jy's redelik opgelei, maar in my oë was ons nie goed genoeg opgelei nie. En die rede daarvoor is, ek het nie gedink die instrukteurs is ervare genoeg nie. En wat ek daarmee bedoel is, tensy jy op straat was vir 'n paar jaar as 'n polisieman, het jy geen klou. Jy het geen klou hoe om 'n ou op te lei om op baie werk te gaan doen nie. Nou, eerens as jy hier sit en luister en jy dink ek is verkeerd, asseblief, kom praat met my op Legacy, laat ons dit regstel. Maar ek is nie beïndruk met 'n ouetjie wat agterbly in die college. Nou sou jy onder sersant, blygemaakte konstabel, sy rang wat geskep is wat hy kan borg teken. Maar nou sê hy iets soos die weermagse korporaals en hy die arrogansie van die weermagse korporaals, maar hy weet ziegel. Hy was laas jaar nog 'n bloody studentkonstabel en dis al wat hy was. Hy kan drol. Maar dis 'n ander wêreld op die straat. Jy moet werklik jou eie oordeel kan gebruik. So ek sê, as jy jou oordeel verkeerd gebruik, is daar 'n kans dat jy in die tronk gaan beland, daar's 'n kans dat jy gaan ophang. En in daai jare, as jy uit die polisie uit geskort word, omdat daar klagte teen jou ondersoek is, jy kry geen salaris nie, geen medies, geen niks. Jy sit basies op straat. Daar's ouens wat hulle huise verloor het, karre verloor het. En dis hoekom baie van die polisiemanne begin het om te sê, wel in daai geval, kyk ek hier aan 'n pad. Maar in teorie, die 99% van die tyd sal dit nooit so werk nie. Jy sal hardloop na die misdaad. Jy hoor skote klap, dis waarheen jy gaan. Jy hoor 'n vrou begin skree, dis waarheen jy gaan. As 'n siviele persoon, as 'n haasman, dis wat ons julle genoem het, met liefde, dit was nie bedoel om jou in te doen of enigiets nie, is maar net daai verskrikke by 'n misdaadtoneel is, jou staan dan sy oë is net so groot, hy lyk soos 'n haas wat in 'n lig, na lig staan en kyk. Want jy ook maar met deernis met die mense werk, baie deernis gesien in die polisie ook. En dan die haas, jy weet, hy kan ook weghardloop van die storie. Jy is 'n polisieman kan nie, en jy is ook nooit van diens af. Jy is altyd 'n polisieman, selfs al werk jy nie, soms is jy nie op jou skof nie. Dis nie te sê jy is nie 'n polisieman nie. So as jy teen die straat afloop en daar vind iets gebeur, dan moet jy optree. Die nekery met ons was as ongetroude manne, ons was nie toegelaat om ons pistole by ons te hê. En sy pistool inhandig. Nou die getroude ouetjie wat homself vasgespyker het omdat hy gesuip was een aand en hy moes trou. Wel, hy is nou 'n getroude man en 'n kind, so met ander woorde hy kan sy pistool by homself hou om sy gesin te beskerm. Ek jammer, ek dink nog steeds dit was die verkeerde besluit van die generaal, ek dink so onnoosal besluit.
Maar weer eens, jy my verskil ken my kom praat, want dis hoe ek dit gesien het. Ek dink die ouetjie wat homself vasgespijker het, behoort nie eens 'n pistool by hom te hê nie, want hy het nie oorreels vermoë nie. Maar aan die ander kant, dit kon sekerlik liefde ook gewees het. Nou, dit is die ander slegte ding van die SLP, is dat as 'n vroue polisie lid enige rang, as sy haarself gekry het waar sy verwagtend is sonder 'n man, sonder 'n ring, kan ek vir jou beloof, sy is onmiddellik van die polisie uitgegooi. Sy het geen pensioen medies of inkomste meer nie, en sy sit met 'n kind wat gebore moet word. Boef. As sy trou met die ou en die kind kom 8 maande later daaraan of 7 maande later, wel weet jy, ja, het mos nou iets gedoen voor jou huwelik, jong. Met ander woorde, jag laat daarop weg. Mense, dit het gebeur, is verkeerd, dit moes nooit so gewees het nie. Dit was verkeerd. Die ouetjie wat homself vasgespijker het, hy kom niks oor. Al wat sal gebeur is, ons 'n bietjie van 'n gespottery, en jy sal maar 'n paar rand popgeld gee daar vir 'n lekker party, en sulke goed, jy weet, en dis maar dit. Maar dit was verkeerd, maar ek verstaan ook waar die SLP vandaan kom. Dit was ouens met ongelooflike hoë standaarde. Hulle het verwag van jou om op te tree soos hulle verwag jy moet optree. En ek wil sê die meeste van die tye het ons so opgetree. En dan, natuurlik as jy nou eers deur die polisie college is, dan gaan jy iewers heen. Ek self het gevra om te gaan, ek weet, iewers in die verre Noord-Transvaal, dink Beitbrug of iets. Ek wou so ver as moontlik wegkom van waar ek vandaan kom in King Williamstown. Die plek was te klein vir my en te veel sotlike memories. En dis toe presies waar hy nou my stuur. Ek was veronderstel om eintlik by die onderste eenheid in Wes Londen dan te kom. Maar daar was 'n ouetjie gewees wat, ek weet nie, daar was een of ander storie, iets was bewengel in die agtergrond, en toe eindig ek by die stasie in King Williamstown, en dit was 'n baie, baie goeie ding, want dis waar ek my luitenant wat op Legacy verskyn het, kolonel Potgieter, is waar luitenant Potgieter toe aangekom het, so binne 'n week of 2 wat ek al was, en wonderlike bevelvoerder, beste polisieman wat ek in my lewe gesien het. Weet julle, daai ou, tot vandag toe, na 40, 50 jaar se huwelik, sal jy hom sien, hy maak die deur oop en toe vir sy vrou, en hy is altyd respekvol, en tog is hy is hierdie ou tot vandag toe, jy soek nie moeilikheid met hom nie, jy gaan vir hom nie skeef aankyk nie, jy gaan nie vloek nie, jy gaan hom nie traai nie, hy gaan vir jou roer. Perfekte polisieman, hy en sy 3 broers was daar in die blitspatrollie in Pretoria, dit is binne die boek. Hulle was nie saam met my nie, prys die Here en dankie die Here daarvoor ook, want daai 3 broers, die Potgieter broers, ek dink een is nou oorlede, rus in vrede. Mense hier in die 70's was hulle bekend in daai plek, en hulle was ouens gewees wat niks nonsens gevat het nie, en hulle kon vinnig ry, almal 'n klomp resies jaars met karre. Dis die ander ding wat jy in die blitspatrollie baie vinnig uitvind, jy mag dalk baie goed wees met 'n vangwa, en ek was soos roekeloos verby, maar in die blitspatrollie het 'n XR6, Ford XR6 of 'n Nissan Skyline 2.8 of die ou Laurel 2.8 6-silinders GTI's, later die Opel Kadets, en toe die Mazda 626 wat 'n gemors was. Dit is die swakste polisiekar ooit. Maar die GTI's en die goed, daai goed was vinnig. En die ouens wat kon bestuur, soos my vriend Anton en ons ander vriend van my Sarel, baie, baie vinnige bestuurders, genuen vinnig. Hulle gooi daai kar in 'n draai. Hulle was vinnig gewees, en jy hoor daai tyres en die sirene, en ja, is die lewe vir 'n jong man gewees. Ek onthou, toe ek by die blitspatrollie aankom, toe ek daarom al 'n jaar uit die college gewees het, was by die omtrent so 'n jaar op die King Williamstown, baie geleer van polisiewerk, en baie avonture gehad, baie dinge wat snaaks is, amper versuip in 'n kerk, ander storie. Ja, baie dinge daar gebeur, want daai het ek in die slaap geraak aan diens een aand, toe 'n spook my gevang. Het was naar. Ek het nooit weer geslaap aan diens nie. Wel, daai insidente is binne die boek, is hy 'n baie snaakse boek, jy lag nogal op die boek, maar die blitspatrollie was soos vir my die big league, it was soos coming home, dis waar ek wou wees. En toe ek in die blitspatrollie, ek sal nooit vergeet nie, ek sê dit in baie video's, hier inloop by die blitspatrollie in Pretoria,
Dit was splinternuut gebou op daai stadium. Dit is net nadat hulle geskuif het van iewers heen. Al die generaals sit natuurlik in Pretoria, so met ander woorde, die beste en die nuutste toerusting was daar. En jy beheer die hele Pretoria. Dit is 'n helse groot verantwoordelikheid. Al as jy 'n sersant is, nou is jy die dienssersant. Jy beheer werklik die hele Pretoria. Die ouens almal rapporteer na jou en soek antwoorde en so meer. Ja, daar's 'n diensoffisier, maar hy is iewers buite besig om koffie te drink of hy's uit op 'n toneel. Jy staan as ervare man hoor. Ou offisiere. Met ander woorde, hy's 'n luitenant, maar hy's 40 jaar oud. 20 jaar in die diens gewees. Hy het hier offisier 'n lang tyd. En dan word hy 'n luitenant. Skielik. Jy kon nie 'n jong offisier daar toelaat nie. Dit is eenvoudig nie moontlik nie. Daar was te veel verwag van hom. Maar as jy inloop by die blitspatrollie in daai jare, dan sien jy daar's 'n windskerm, 'n windscreen van 'n XR6. Hy so teen die muur soos 'n portret. Dan loop jy daarin en dan sien jy daai 3 koelgate. So deur hom. 2 so onder en 1 bo waar die spieeltjie moes wees. Nooit werklik gehoor wat is die storie daar nie, maar dan besef jy, right, jy's nie meer in King Williamstown of op die platteland nie. Jy's nou in die groot stad. En in hierdie groot stad gaan jy vind terroriste, kriminele, boewe, klomp verskillende goed. En jy moet wakker slaap. En jy kan weet wat jy doen. So jy leer baie vinnig. Dit is interessant, ek sê ook vir die mense, weet julle, toe ek by die blitspatrollie aangekom het ek 'n P38 pistool gehad met 16 rondes. 8 met 8 in 'n magasyn, 8 in 'n magasyn. En is 'n goeie pistool, maar dit was heeltemal nie meer voldoende aan ons nie. Generaals was natuurlik nog steeds op hulle 6 rondes in hulle Smith & Wessons 38. Nie besef is 20, 30 jaar later en nou jy weet dinge het verander op straat nie. Want op daai stadium het die ANC begin, die NK ouens oplaat begin om banke te roof. En so is 'n goeie kans dat jy 'n bankroof vasloop en die ou aan die ander kant die daar kom. So 2-3 jaar later toe ek al weg is, en ons almal R5's of R4 of jy het 'n paar ouens Uzis en ook HMK's, maar dit was rubbish. Die Uzi en die HMK was meer op die stasie vlak, want dit was nie goeie wapens nie. Goed vir waarvoor hulle ontwerp is, maar my oor nie goed genoeg nie. En jou pistool was nou 'n Z88 met 30 rondes, plus jou magasyne vir jou. Jy maak ook 200 patrone by jou gehad. En die magasyne het ons gelaai volgens jou werk. Alle woorde, as jy op nagskof is en jy weet daar's 'n kans dat jy dalk 'n kar gaan jag, word genoem 'n chase. Nou dis nou vet pret, jy weet waar 'n krimineel of 'n terroris probeer wegjaag vir jou. Dis jou werk in die blitspatrollie om hom van die pad af te kry en hom in te jag, so jy doen dit. En dan laai jy hom jou magasyne om 'n kar uit te kan skiet en jy laai jou pistool byvoorbeeld om 'n mens dood te skiet. Die polisie was nie gebonde aan die Geneefse konvensie nie, is nog steeds nie. Tensy hulle onder die militêr opereer soos in Tobruk en in Afrika, Noord-Afrika met die Tweede Wêreldoorlog was daar natuurlik 'n polisiebrigade wat gewerk het as infanterie of die ouens op die teeninsurgensie. Hulle ook funksioneer as soldate, so regstegnies sal hulle nie 'n dam of 'n ding kan gebruik nie, wat die Engelse noem 'n expanding bullet. Maar baie van die ouens het loodpunte gehad en allerhande goed. Kyk, is beter om 'n boef dood te skiet en seker te maak hy kan nie kom nonsens na die tyd praat nie. Dit wil ek net bysê, maar ons het daarom nie so ver gegaan as om rond te loop met 'n Okapi mes of 'n ding of 'n pistool wat jy kon plant op jou nie. Weet jy, dit kon miskien gebeur het, maar nooit gebeur met my of waar ek was nie. Terselfdertyd moet ek sê, jy kry 'n 6de sintuig. So daar is baie tonele wat ons gestaan en kyk het waar 'n ou dood is en jy dink by jouself, ek weet nie, is iets nie reg nie. Iets lyk nie vir jou reg nie. Maar dan kom die spelers en die ouens van die veiligheidspolisie daar aan en ja, boys, ons vat oor hierso, dankie manne. En dan vat hulle oor. Wel, ek is seker 'n paar van hulle sou betrokke gewees het daarbey. En ek het niks teen die veiligheidsstaat nie. Ek dink hulle het fantastiese goeie werk gedoen. En as jy kyk op Legacy, sê jy sien ouens soos Kolonel Dolf
landman en daar's ander manne ook wat nou hopelik sal kom, wat praat oor die veiligheidstak en dan gaan jy agterkom, jy praat van hoe goeie polisiemanne, goeie speders, ouens wat baie goeie werk gedoen het, nie almal van hulle was op vlakplaas of so nie, en selfs vlakplaas, moet ek ook by sê, het gedoen wat die politikuste hulle gesê het om te doen. Dis nie dat die Jean de Kok self eendag besluit het, luister, ek is nou lus om so eenheid te begin hier, en ek gaan dit nou maar sommer doen nie. Nee. Daai goed word beplan van die hoogste vlak af. Dit het nou maar net gebeur dat die Jean de Kok die blame moes dra vir almal. Maar ek het te vermoede dat dit tot op 'n einde gaan kom. Ek het te vermoede dat in die toekoms gaan daar baie van die ouens van die politikuste sal moet begin pas staan. Hulle het nou weggekruip en weggehardloop. En dit bring my by die wetgewing, en dis iets wat ek bespreek hier in die boek ook. Dit is eintlik baie belangrik, want dit kom terug by hierdie storie waar ouens hierdie vals indruk het dat jy kan gaan doen net wat jy wil as jy nie polisie is. Absolute nonsens, is nie die waarheid nie, dis twak. Maar kom ek verduidelik vir jou. Suid-Afrika op daai stadium het iets gehad wat jy noem die parlementêre soewereiniteitsstelsel, of die Westminster stelsel. En daai stelsel het baie goed gewerk in Brittanje, dit het baie goed gewerk in al die ander lande, behalwe in Suid-Afrika. As ek sê ander lande, dan praat ek van die Britse Ryk, die Britse Empire, die Commonwealth, wat noem mense die gemeenebes van nasies of so iets. Sê weer eens ek, Afrikaans is nou 'n derde taal amper vir my. En dit het gewerk daar waar die Britse uitkyk op die lewe was, en dit is seker nog steeds sowel. Ek dink Brittanje is 'n fasistiese staat deesdae. As ek kyk wat hulle doen met hulle wetgewing in terme van wat jy op sosiale media kan doen, maar dis 'n gesprek vir die ander dag. Maar hulle het altyd geglo hulle is regverdige ouens, so met ander woorde, hulle het nie handves van menseregte nodig gehad nie. So met ander woorde, solank hulle wetgewing, en dis nou in Suid-Afrika ook, in die ou Suid-Afrika, solank jou wetgewing gemaak word in die parlement volgens die reëls, met ander woorde, word daar gestem, is daar genoeg stemme, is hy op skrif, hierdie staatspresident na die ding geteken, en in wat se taal, baie belangrik, want die een waarop hy hom teken gaan wees waar ons uit die regsberoep uit gaan kyk na die ding, en om te sien wat presies die ouens bedoel is. Maar solank hulle daai reëls gevolg het, kon hulle feitelik enige ding sê, en hulle het, natuurlik, in die aard van die saak, is waar die apartheidswetgewing vandaan kom. So kom ons vat iets soos, ons vat iets simpel soos die paswette. Nou is daar 'n swart man, sy vrou werk miskien by die tannie, nou gaan kuier vir sy vrou, en nou is hy bietjie laat, hy mag nie oorslaap daar nie, nou stap hy terug na sy plek toe, dan kom die polisie, vang hom daar in die straat, hy is daar vir, sê nou maar na 8 uur die aand, hy mag nie in daai woonbuurt wees nie, is 'n wit woonbuurt, so die polisie sluit hom nou toe, en dit is 'n baie goeie kans dat hy nou sommer 'n paar houe met 'n rotgang ook kry daar wat, jy weet ook van die Britse stelsel afkom, maar regtig, dit was oral in die wêreld. Ek het nou die dag, het ek uitgevind, en is in van my boeke, dat jy vat byvoorbeeld die Amerikaanse syde, met ander woorde die Confederacy. Nou dit is ouens daai wat geglo het dat slawerny is Bybels. Soos die apartheid dominees ons ook vertel het dat apartheid is uit die Bybel. Ek sal graag dat een van hulle dit vir my probeer verduidelik vandag, maar ons 'n bietjie meer weet. Maar jy weet, in die Bybel is daar 'n storie van 39 houe 40 minus 1. En hulle sê dat jy nie die ou verneder nie of doodmaak nie of wat. Ek glo glad nie in daai goed nie. Die regheid sê ek dink is barbaars. En die wat ek gesien het, spook nog steeds by my. Maar wat die suide gedoen het in Amerika, is hulle vat 3 sambokke, maak dit aan mekaar vas soos 'n kats. En dan is daai 39 houe is eintlik omtrent 39 maal 3. So daar's maniere hoe die ouens met wetgewing kan speel om verby dit te kom, selfs met die Bybel. Is dit nie 'n skande nie. Maar in elk geval,
Jy weet, dan word hierdie ouens sommer toegesluit, en dit is 'n onregverdige wet, dit is nie regverdig nie. En van sy oogpunt af het jy nou net 'n terrorist gemaak. Ek meen, jy het nou net 'n ou geskep wat werklik waar rede het om kwaad te wees vir die stelsel. Al was dit geskep met die beste van bedoelings, ons wil nie ouens daar hê nie, want ons bang vir misdaad. En kom ons sê, dis van toepassing op die wit ouetjie ook. Jy is nie veronderstel om in die lokasie of die swart woonbuurt te gaan rondloop daai tyd van die nag nie. Wat soek jy daar? Jy verstaan wat ek bedoel. Maar dis die wet. En is dieselfde as die wit studente daar staan en die vlag verbrand of begin betoog daar met hulle. Jy weet, en die polisie kom daar en sê vir hulle op 'n mooi manier, luister, vat julle goed en waai, dis onwettig. Moenie dit doen nie. Waarsku hulle 3 keer, die 4de keer storm die polisie hulle met bokke en sla die hel uit hulle uit. Almal is nou kwaad vir die polisie. O, jy's 'n bullebak. O, jy. Nee. Gaan praat bietjie met die flippend politikus wat daai wetgewing gemaak het. Hè? Hoekom hoor ek niemand praat ooit met hulle nie? Hoekom het daai ouetjies net afgetree met hulle golden handshakes en net geloop? En dan sit en praat hulle twak op 'n ander plek en nou is hulle so, jy weet, hulle is onskuldig. Was niks onskuldigs omtrent hierdie ouens nie. Jy het daai wetgewing gemaak en pas daarna voor. Einde van storie. Jy kan nie dink dat 'n gedissiplineerde polisie mag soos die SAP mag. As jy daai wetgewing uitreik, gaan daai ouens dit toepas. En daar's in elk geval 'n ding in die wet wat vir jou sê dat 'n wet wat gemaak word altyd toegepas. Jy maak nie 'n wet sonder rede nie. So dan word jy baie mooi gaan kyk wat se wet jy maak, en dis hoekom die nuwe Suid-Afrika met sy handves van menseregte is 'n wonderlike stelsel. Dit is baie beter as wat die Amerikaanse stelsel is byvoorbeeld. Nou oké, julle gaan vir my sê wat van regstellende aksie. Ek is daarteen. Ek sê in my boeke het ek gesê dit nog nooit in sy lewe gewerk in enige land waar dit toegepas is nie. En Suid-Afrika is die enigste land in die wêreld waar dit toegepas word generasies verder teen die minderheid van mense. Dis gewoonlik andersom. En dan gee ook vir my sê, wat van die land onteien het jy? Kom ons kyk wat gebeur verder. Ek verstaan wat die ouens probeer doen, ek stem nie saam daarmee nie. En ek is doodseker dit sal deur die oorlog gaan ook. Die feit is, in die apartheidstelsel was daar nie eers 'n kans dat jy na die hof toe kon gaan daarmee. Want al wat die hof kon doen is om te kyk en gaan kyk na die saak, die Harris saak. Daar was 2, daar was 'n appelsaak en die eerste een, waar die kleerling ouetjies se stemreg basies weggevat is, ek dink in 1954. Dan gaan kyk jy hoe tree 'n klomp skurke en politikuste op. Daar's 'n rede hoekom ek die goed die Third Brigade noem in my boeke. En ek is nog op soek na die polisiemanne wat hierdie politikuste, hierdie nasionaliste van ons opgepas het. En hulle sal vir jou vertel, daai ooms was nie onskuldig nie. Daai ooms het maar baie dinge gedoen wat jy sal skaam wees voor. Ons weet, ek noem dit in 'n ander een van die boeke waar ek praat. Ek kan nou nie presies onthou watter een ek oor praat nie, ek sal nou eers moet dink. Daar is so baie. Maar ons weet byvoorbeeld dat die Franse intelligensiediens op 'n stadium die Suid-Afrikaanse diens gebel het. Praat nou in die apartheidjare en sê, hoor die minister so en so is hier in Frankryk op 'n staatsbesoek. Ons wil net sê as hy die noodsaak het om 'n sekere tipe seksuele plekke te besoek vir seksuele bevrediging, ons kan dit reël. Maar asseblief laat hy nie sommer saam daar in die gay bars ingaan en doen wat hy doen nie, want jy weet wat, hy kan dalk gekompromiseer word, compromised. Dit het gebeur aan mekaar. Hierdie ouens is almal 'n klomp broederwonders. Ons geen manier hoe jy verder as 'n kolonel kon kom in daai jare as jy nie een was. Presies wat hierdie ouens gedoen het, dit sal nog uitkom op legacy, dink ek. Maar wat ek vir jou probeer sê is dat moenie die polisie blameer vir hierdie tipe goed nie. Dit het weer gebeur met die groot snotsiekte mense. Ouens het gedink die polisie sal nie sulke bevele uitvoer nie, want dit is inherent belaglik. Maar hulle het reg deur die wêreld. En ek waarborg vir jou, daai goed is nog steeds op die wetsboeke. Gaan nie weggevat word nie. Die oomblik as hulle dit weer wil doen, gaan hulle doen. Nie konspirasie nie. Nee. Want die geskiedenis wys vir jou. Hulle sal dit doen. Hulle gaan daai wetgewing uitvoer. Ek sien van hulle wat daai wetgewing uitgevoer het destyds. Maar jy voor jou siel weet hierdie is nie regverdig.
Maar jy as 'n polisieman het nie werklik die keuse om te sê, wel, ek is nie lus om dit te doen vandag nie, ons los dit maar eerder. Ja, jy kan tot op 'n punt, kan jy wel sê mense, hou op met julle twak, waarskuwing, moenie dit weer doen nie. Teken my sakboekie hier, waarskuwing, bla bla bla. Maar baie van die ouens het dit nie besef nie, hulle het dit nie geweet nie, want hulle opleiding was nie goed genoeg. En natuurlik enigiets wat te doen het met siviele reg, al wat die polisieman sê is, siviele reg, ek wil niks verder hiervan weet nie. Die neerkry daarmee is, jy word gesien as 'n wyse mens, wat jy actually is, omdat jy soveel mense ervaring nou opgedoen het. So baie keer sal dit wees dat jy kom by 'n klagte waar daar nou sê nou maar 'n huismoedes is. Die ou kom dronk af van die bar af, nou timmer hy sy vrou daar, hy klap die kinders rond, en nou kom die tannie by jou, oor wat dink jy moet ek doen, bla bla bla. Ek dink as ons meer opgelei was in siviele reg, sou ons wel kon sê, tannie, kry 'n interdik, gaan sien 'n prokureur, is wat ons wel kon sê, maar die bly goed kos soveel geld, wie kan dit bekostig? En skei die oom, en jy kan nog steeds geld uit om kry, jy kan jou kinders beskerm, bla bla bla. Jy moes geweldig baie sulke goed sê, en ek sê weer eens, om met 'n verkragte vrou te werk, as jy in jou eie lewe nog nooit eers by 'n vrou was nie, en vat nou weg die stories wat jy nou vertel het op skool, dat jy het nou hierdie een gedoen het. Ek in die polisie college was almal elke naweek wat jy uit was, hier terugkom, het jy daar aan die mooiste meisie wat jy in jou lewe van ooit gehoor het. Ja, hy was wild hier, dit is nonsens, jy weet, dit is nonsens. Baie hard om met so iets te werk, ek sê weer eens, het verander jou. Jy sal sien in die boek op 'n stadium hier in die 5de, 6de jaar wat ek in die polisie is, sê ek staan en skeer eendag, en terwyl ek skeer, dan kyk ek in die spieël en ek sien my oë is dood. Geen gevoel meer nie. En net voor dit het ons 'n klomp video's gehuur, ek en 'n paar vriende, nou het ons so braai, daar het ook nog vleis gevreet het, het ons die braai aan die gang, en die ouens drink 'n paar biere, en dan kyk ons 'n paar video's, en in daai jare, ek seker julle onthou, kon jy as jy 'n video hier, dan kry jy so Tom en Jerry comic ding voor die tyd, saam met die video, jy kry mos 'n bonusie, saam met die masjien. Ja, daai jare is ook nou verby, dit is ook 'n goeie ding. En ek sien hierdie ouens, hulle sit daar, hulle kyk Tom en Jerry, en hulle geniet dit, hulle lag. Maar, is van ewe skielik of ek kyk na geraamtes, die ouens is dood. Goeie mense, goeie ouens, mense van edel inbors, ouens wat hulle lewens sal gee vir jou. En ek kyk daai manne en ek dink, wow, ons is 22 jaar oud, 23 jaar oud, 5, 6 jaar beklei ons al hierdie oorlog, op die grense, in die stede, in die lokasies, ons beklei al die pad, ons ken niks anders nie, ons verwag niks anders nie, ons is nie welkom iewers nie, ons word swak betaal, ons is nie goeie huweliks, prospektus nie, neem my vrouens kwaadlik nie. En weet jy, ek besef daai ouens het soek hulle dood gegaan iewers. En dis waar ek besef het ek moet uitkom. So in 1989, 90, toe ons nou besef dat Mandela word vrygelaat, was dit vir my redelik maklik om 'n jaar later ontslag te koop. Ek het uit die polisie uitgeloop, ek dink met R8,000. Ek kon dit gebruik om my die eerste 2 jaar by die jurist te kry. 3de jaar was ek gaan geld leen by die bank. Dat my pa moes borgstaan. En ek het beheers gedoen, LLB, begin met LLM, en toe 'n prokureur geword, toe aangegaan, in die skaduwêreld betrokke geraak, want dit is die ander gedeelte van my lewe. En 20 jaar later, na 20 jaar uit die polisie uit, en die huwelik wat gevou het as gevolg van dit, was nie dieselfde mens as nou nie. Dit was 'n ander ouetjie gewees daai jare. Jy weet, ek kon byvoorbeeld nie ordentlik praat nie. Elke tweede woord was die F-woord, jy weet. Baie vinnig om kwaad te word. En baie, ons vandag nog, kan sien daai nie normaal nie. Ek dink die veterane, jy weet waarvan ek praat. Dit vat nie vir my lank om my woord te pluk nie. Maar ek kan dit beter beheer deesdae, meer rustig geword. As jy ouer word, besef jy gaan pak kry. Jy is nie so slim en sterk as jy dink jy is.
Maar die polisie het 'n baie groot invloed op my gehad en toe besluit ek moet die storie skryf. Juis, as ek nou weer terug wil sê, absoluut gatvol vir hierdie ouens met hulle leuns, dat ons net kon gaan doodmaak met hierdie Army Jippo, jy weet daai tipe twak. En dis toe waar ek die boeke geskryf het en uit dit uit het die Afrikaanse boek gekom, een waarvan ons nou praat. Dis 'n goeie boek, hy kom, hy's in Amazon, hy's nie 'n harde band nie, want hy's langer, ek dink as 550 blaaie. As hy is, het ek hom nog nooit gesien in harde band nie, ek het ook nie 'n kopie hier by my nie. Ek het maar omtrent 10-12 boeke uit die dosyne wat ek geskryf het, maar ek dink as ons aangaan en bly in Thailand, sal ek die moeite doen om die res ook te koop en hier te bring na my biblioteek hier bo op die derde vloer. Moet my vriendin Solet bedank, sy is die een wat die redigering vir my gedoen het. Ek het aanvanklik my 2 ex-susters gevra om my te help, hulle het natuurlik wel gaan daarna besmeer. So dis baie moontlik as jy die boek lees, is miskien 'n spelfout hier en daar, jy weet wat, vergewe my, ek gee nie om my. My bes gedoen, jy weet, alles gecheck, maar is 'n boek waarop ek baie trots is, die enigste Afrikaanse boek ooit, en dit sê my storie in die polisie. Dis van die storie van waar 'n ou begin, met baie sterre in jou oë, en jy wil graag jou gemeenskap dien, en jy wil die skurk gaan vang, jy wil daai boef in die hande kry, terrorisme, alles bla bla bla, wat jou deur die teeninsurgensie, die opleiding, die ontplooiings, wat jou deur die onluste, die opleiding, die ontplooiings, die necklaces, daar's 'n klomp groot misdade ook waarvoor ons praat in die boeke waar hy nou betrokke was, nie as die krimineel nie, maar as die polisieman, dis ook in die boeke, ek dink aan die Sterland bom, daai wit wolf skietery, baie, wat daai Falkseun wat die pedofiel van Rooyen, ons was daar ook. Eintlik enigiets wat in Pretoria gebeur het in daai jare was die Blitspatrollie sou daar gewees het. Ons was absoluut op eerste op enige toneel. Soms as jy by die toneel stop het jou wiele aan die brand geslaan, bedoelende daar kom sulke rookbolle kom uit daai wiele uit as jou remme gewerk het. Baie vinnig geleer, Jaasman kyk nie vir 'n bloody sirene nie. Dis asof hy dit nie hoor nie, hy sit en luister na 702 in plaas om te kyk in sy triestoeltjie. Die manier hoe jy verby daai ou kom is jy slot daai remme. Dan word jy kom met 'n helse spoed op hom af. Hy gaan nie vir jou pad gee nie. Hy sien nie jou blou ligte nie, hy sien nie jou sirene nie, of hy hoor dit nie. Hy kyk nie in sy spieël nie, hy sien nie die ligte wat jy vir hom flikker nie. So wat jy dan doen is jy lok daai remme. Jy slaat daai remme, daai kar skuif. En ek beloof vir jou, as jy daai gil van daai bande hoor, daai ou kyk onmiddellik in sy spieël. Hy sien al lou, hier's 'n polisiekar wat nie gestop gaan kry nie en hy gee pad. En dit het daagliks gebeur. Ons ook nou die storie, dit kon gebeur het, ek noem dit in die boeke, ek sê nie dit het gebeur nie, maar dit kon verseker gebeur het. So jy maar 'n bietjie wink, jy verstaan wat ek bedoel. Maar een van die tegnieke in die stad is, jy sit jou blou lig en jou ligte af, en jy gaan met 'n helse spoed, kan nog jou sirene aan, en dan kyk jy in die glas, van die winkels en die goed toe, daar dalk winkels in die stede was, en dan kan jy sien op 'n robot of daar iets aankom, jy sal die ligte sien. En as daar niks aankom, dan slaat jy daai rooi robot teen 180, 200, blind. En die gaan wegkom daarmee, tensy jou hondekar van die ander kant af kom met ook sy ligte af, want hy weet van die tegniek. Ja, dan is daar groot verklaring. Ja, luitenant, jy weet, kan nie verstaan wat hier gebeur het nie, die remme het net nie gewerk nie, ek het my bes gedoen, ek met die ratte, maar luitenant, jy weet, en die luitenant staan en hy dink, hy onthou daai tegniek. Ja, ek hoor jou, sergeant, ek verstaan simpatie, maar jy weet, daai klomp bluebells, dis die mechanics, goeie ouens, goeie werk gedoen. Ja, daai klomp bluebells, man, weet jy nie, ons met hulle moet praat. Ja, so luitenant, ons is nie bly niemand is dood nie. Ons is baie bly daaroor, sergeant. Jy verstaan wat ek sê, dit het baie gebeur. Dis seker een van die mees exciting dinge in die lewe, wanneer jy daai berig deurkom, hulle roep jou op jou roepsein is, maar jou roepsein was Romeo 4. Wat nie beteken Romeo 4 is vierde in bevel nie. Dis maar net 'n kar se roepsein. En bo op die dak sal daar staan R4, Romeo 4, en ook op die kante en so vir die helikopters vir die airwing, lugvleuel, om met jou te kan werk.
En Romeo 1 is natuurlik die kolonel of wat in beheer is van die eenheid, baie ervare ouens, baie goeie offisiere. En ja, jy sal die boodskap kry, Romeo 4 is Romeo, en dan die antwoord, Romeo 4 stuur, en dan kom hy opdrag. Kom deur, hoor jy, ons het Hero 1-1, dis 'n huispraak in aanvang. Weereens, ek weet nie wat krimineel gaan doen met jou daar nie, so dis dringend, ons moet daar kom, of ek dink 013 of iets, ek kan verkeerd wees, man, dit is baie jare terug, is polisie in doodgevaar, aan die ander woorde, waar daar 'n skietgeveg uitgebreek het, en jy moet daar kom. En dis een van die mees excitingste dinge ooit. Jy hoor daai ouens oral nie, jy hoor skielik die speders, die stasiehase, die blitspatrolle, die hondeeenheid, taakmag ouens, jy hoor oral kom hy roepsyne op, ons is hier, kan ons help, en jy moet vir Romeo vra, en Romeo sê net, gaan, en dan kom hy polisiekarre van oral, jaag op hy toneel af, en dit is waar jy nie voor hy polisiekar moet injuk en begin tekens wys en jouself snaaks aan nie, jy gaan werklik waar, jy gaan gebliksem word en die kar se boot gelaai word as jy later uitsond. Want ons het werklik 'n werk om te doen, ons moet by daai plek kom. En dan kom jy daar en soms is daar nog steeds 'n skietgeveg aan die gang, dit baie gebeur op daar's 'n hostage, 'n gijselaarsdrama wat jy dan vir die ou lyk of vir die mense wil verder skiet, so jy mag nie vir die taak mag nie, jy gaan nie eenvoudig in en skiet hulle dood of doen wat jy moet doen. My pet is van my kop afgeskiet, ek is 'n paar keer goed raak geslaan, maar daarom nie geboer nie. Ek kon daarom 'n bietjie self uitslaan. So gou die storie vertel voor ek waai. Weet ons praat nou al 'n uur, maar as jy tot dusver geluister het, baie dankie, ek waardeer. In die polisie college word jy nou opgelei om selfverdediging, so met ander woorde jy maar 'n bietjie boks en wat hulle ook daar het. Dit was glad nie so goed gedoen soos by die spoorwegpolisie waar ouens soos ons kapelaan, kolonel Andre Olivier, die spesiale taakmagbevelvoerder by die spoorwegpolisie waar hy nou daar was as 'n verdedigingsinstrukteur. En hy is natuurlik 'n tweede of 'n derde dan en iets en hy is so sterk as 'n bloody dew. By ons was dit nie so nie, maar ons het al so kom boksers gehad. Ouens soos Pierre Fourie, dink ek was daar. Ja, hy was daar, Kali Kruiser, die groot bek, die bek van Boomstraat, en wat was, hy was ook by die blitspatrolle, in daai tyd was hy in die hondeeenheid voor my tyd, nou. En hy was goeie polisieman, hoor, niks fout met hom, ek sal graag met hom ook wil praat eendag. Maar, jy sal 'n bietjie leer boks en so, en jy is redelijk fiks, en jy boks al teen mekaar, en jy baklei so 'n bietjie, maar nie vreeslik nie. Maar dan wat die instrukteurs doen is, hulle sit 2 pelotons teen mekaar, so jy die ouens van daai kant, en jy jou ouens hier. Die een peloton wat jy nie nou werklik so wou aanvat nie, was die ouens van Namibia van Suidwest peloton. En daar was frusseens. En daai ouens het die plaas afgekom en hulle kon gooi, hoor, hulle kon milies gooi, hulle was alright, hulle kon swing. Maar die res van die ouens het nogal kans gesien, maar jy sal daar opgelaai staan, jy werk so uit, jy weet, as daai 50 van voor is en jy's 50 van voorhand, so moet dit omtrent daai ouetjie wees wat jy gaan kry in die kruit. Die kruit is maar net so seil waarop jy nou 'n bietjie staan. En tussentyd jou sersant hier van die kant af, dan weet is hierdie ouetjie vir jou plat slaan, jy kaaf vandag, jy moet weet, dan weet jy, jou sersant het 'n R5 bedda op jou. En wanneer die ouetjie aan die ander kant dieselfde weet, hy is besig om self op te werk, so jy sal daar staan en vir jou wys of jou doodmaak, of jou moer, jy vrek hier vandag. Jy werk jouself op, en as jy in daai ring inklim bliksem jy, daar is nie aan 'n woord, jy vergewe my taal, maar jy baklei. En die polisie het hierdie fantastiese gewoonte gehad, om jou nie op te sit teen 'n ou van jou eie grootte nie. In elk geval nie in my tyd, kon dalk anders gewees het, want die idee was, en dit is baie goeie idee, as jy op straat is, jy weet nie die ou wat jy arresteer en wat wil begin boks met jou, wat hy is nie, hy kan dalk groter as jy wees, hy kan kleiner wees. Hy kan mader wees, hy kan vetter wees, dit maak nie saak nie, jy gaan hom arresteer. En as hy wil handslam raak, jy weet, ons het 'n manier om vir jou te breek, maar jou, ons gee nie om nie. Ten spyte van ons werklik goeie mense en probeer nice wees met jou en alles, begin baklei, kyk wat ons doen met jou. En so jy nou 'n kleiner ouetjie daar het, hy's vinniger as jy, maar as jy vir hom raak slaan en jy is nou self 'n redelike groot ou, dan gaan hy lê. En so daar was ordentlike fights gewees daar tussen mekaar.
Maar dit werk. In die praktyk in die straat werk dit baie goed. Ek onthou daar was hierdie 3 discos of 'n ding in Pretoria. Was 'n plek met die naam van Jacqueline's. Daar was redelike gevegte gewees, boksgevegte, maar nie vreeslik ernstig nie. Wonderlike plek, Jacqueline's, het gehou van Jacqueline's. Hy bestaan nie meer nie, dink ek. En daar was 'n plek wel van Underground, was daar in Sunnyside of iets. Bietjie van 'n wil, maar hy was so alright, maar die ouens het baie baklei daar. Jy weet, veral as jy nou daar aankom met jou kort hare, en jy soort van die army af, en kom hierdie takhare, en jy het nou jou se meisie daar, want jy's lekker fiks, en hy's wel 'n bietjie vetter. Hierdie meiskind wil nou, het gesien dat hulle begin baie baklei, en jy hierdie ou het my gat gevat, of whatever, die volgende, wat is die probleem, my ou, wat daar begin het. Ek weet nie wat daai meiskinders se stories was, en hulle het baie keer so goed gedoen. En op ons ander plek, van elke ma se matras, elke mattress. Ek sien keer daar geklap onder my pet uit. Kom maar aan, hier lê 'n eiers hier op die sypaadjie, heeltemal uitgepas, en ek luk toe af, en ek sit my vingers so op die nek om te hoor, is daar nou, voel is daar 'n puls, of ek nou die ouens moet roep om die doodswa te stuur, die lijkswa of die ambulans. En toe sit nou nie 'n eiers wat daar lê nie, toe sit 'n meiskind wat daar lê, wat nie groot borskas area het nie. Ek het dit nie geweet nie, want haar hare was kort. En sy dogter, ek weet nie, sy dogter seker ek wil haar vat of iets, en ek het my moers geklap haar teen die kop. Maar sy het daarna baie om verskoning gevra. Ons kan baie sulke stories vertel. Maar daar het baie gebeur, dat die ouens begin fight in groepe van 10, 15 ouens, 20 ouens wat mekaar staan en slaan, jy weet, en dan moet jy instorm. Jy het nie 'n keuse nie, jy klap die eerste een wat jy kan teen die kop en kry klaar. Maar soos ek sê, dit is nie altyd wat ou daar aankom en jy wil begin baklei nie. Dit is eintlik verkies om nie te baklei nie. Daar's baie interessante stories in die boeke, hierheen ook. Ek wil nou nie op almal ingaan nie, mense, ons praat nou al langer as 'n uur. Lees die boeke as jy hou van daai tipe ding en jy wil weet wat gebeur het in die SAP in daai jare. Dit sal vir jou 'n eye-opener wees, soos die Engelse sê. Baie ouens het my gesê, hulle het die boek verskriklik geniet. Daar was baie insidente wat baie snaaks was. Ek dink aan die arrestasie van 'n krokodil. Dit was nie snaaks op daai tyd nie. Maar daai was 'n snaakse week. Dit is ook die week toe ons daai luiperd of jagluiperd ding doodgeskiet het. Dit was groot in die nuus in Pretoria. Die arme ding daar vasgekeer, dit is ook in die boek, want ons was daar. En dan sal 'n bloody slang van 'n kobra van omtrent 8 voet, sê maar 6 voet, maar vir my dit gevoel soos 8 voet, wat ek daar in 'n ou se huis doodgeskiet het binne sy huis in Waterkloof. En ek sal nooit vergeet nie, toe klop aan die deur, ou staan daar, maar 'n frisbeer nie. Hy staan daai deur vol. Hy sê, ek sê, ja, wie is jy? So nou, I'm Mr. Chippendale. Ja, ken jy glo, dit was hy nou een van daai jare, dat ons moes daai stripklap, wat was dit? Ek kan nou nie onthou nie, so klop mans wat gedans het. Maar fris af, jy kon sien hierdie was 'n bodybuilder, maar hy was bloody bang vir daai slang, ek ook, maar die ding gaan skiet. Mense, daar's baie goed in die boek. Ek hoop julle geniet dit. Ek sal die links in die goed wat sê met skakels los vir julle hier. Ek sê hy is op Amazon, hy's nie in audio nie, omdat dit Afrikaans is. Ek is nie seker of hy in harde band is, hy is verseker in sagte band. En hy is natuurlik ook in Kindle. Hy sal nie wees in EPUB of daai goed nie, want ek beskou Apple om 'n terroriste organisasie te wees, ouens wat terrorisme ondersteun. Ek gaan nie weer verduidelik van San Bernardino en die storie wat daar gebeur het in 2015 nie. So in die ander video's, maar ek seker, as jy wil weet, kan jy my maar net vra. So dit is jou keuses met die boek. Dis dit. Dis die storie van my lewe in die SAP. Dit was goeie tyd in my lewe. Ek kyk met groot trots terug daaraan. Ek het geen haat teen die ou polisie nie. Dit was goed vir my. Ek is eintlik baie jare spyt dat ek uit die polisie uit is. Ek het nie gedink na die tyd, dit was die moeite werd vir my om universiteit toe te gaan en prokureur te word nie. Ek het nie gehou van die prokureursberoep nie. Ek hou nog steeds nie daarvan nie. Ek is baie bly ek is uit dit uit. Maar ek het gehou van die polisie. Het was fantasties geweest. Hoewel teen die einde moet ek sê, na 6 jaar het ek begin uitbrand.
en ek moes iets anders gaan doen of ek sou stelliglik 'n drankgat of 'n ding geword het. Nie dat ek daai ouens kwaliek neem nie, maar dit is nie vir my nie. Ja, so as jy die boek wil lees, maak so. Maar weet my hoe jy dit gevind het. OK, tot ons mekaar weer sien. God seën. Bye bye.